Hallo daar en baie welkom. Vandag duik ons diep in graad 9 Afrikaans in en ek beloof, aan die einde hiervan gaan jy presies weet hoe om hierdie vak aan te pak en te wen. So kom ons spring sommer dadelik weg. Ek weet, 'n eksamen kan voel soos 'n reuse berg wat voor jou lê, maar wat as ons dit anders sien? Sien dit as 'n avontuur, 'n uitdaging wat jy absoluut kan oorwin. Hierdie is jou kaart en saam gaan ons daai skatkis van sukses opspoor. Dink vir 'n oomblik aan jouself as die held in jou eie storie. Op hierdie reis gaan ons 4 superbelangrike sleutels ontdek. Elkeen gaan 'n nuwe krag ontsluit wat jou gaan verander in 'n ware taalmeester. Goed, gordels vas, want ons reis na taalmeesterskap begin nou. Hierdie 4 sleutels is nie net losstaande idees nie. Dis die fondament van alles wat jy in Afrikaans gaan doen. Gereed om die eerste een op te tel? En nie sy, die heel eerste sleutel, die krag van jou stem. Ons noem dit luister en praat. Weet jy, dit gaan nie net oor die woorde wat jy kies nie, maar oor hoe jy dit sê. Kom ons slyp hierdie vaardigheid sodat jou woorde regtig impak het. Goed, hierdie is super belangrik. Jy moet weet wanneer om watter hoed op te sit. Informele taal, dis perfek vir gesels met jou maats. Maar in die klaskamer of vir 'n toespraak, dan is formele taal jou beste vriend. Dit wys jy's ernstig en het respek vir die situasie. Kyk gou hierna, hoor jy die verskil? Deur net 'n paar klein veranderinge te maak, soos om X voluit te skryf en daai ding te vervang met iets soos hierdie aspek, klink jy dadelik slimmer en meer professioneel. Dis klein verstellings met 'n reuse impak. OK, 'n mondeling kan jou knie lam maak, maar nie as jy 'n plan het nie. Hier is die geheime resep. Breek daai groot, skrikwekkende taak op in hierdie 5 eenvoudige, hanteerbare stappe. Stap vir stap en voor jy weet, staan jy voor die klas vol selfvertroue. Hier's 'n pro-wenk wat alles gaan verander. As jy van 'n papier aflees, verloor jy oogkontak en jy verloor jou gehoor. Flitskaarte, met net 'n paar sleutelwoorde op, dwing jou om op te kyk en regtig met mense te praat. Probeer dit, ek beloof, dit werk soos 'n bom. Reg, tyd om die tweede sleutel te ontsluit. Lees en kyk. Hier gaan ons jou leer om jou speurderhoed op te sit. Jy gaan nie net woorde lees nie, nee. Jy gaan leidrade soek, geheime ontbloot en die dieper betekenis in enige teks vind. En die eerste groot leidraad wat enige goeie speurder soek, is die tema. Die tema is die hartklop van die storie. Dis nie wat gebeur nie, dis hoekom dit saak maak. Dis die groot idee, soos liefde, verraad of moed. Vra jouself altyd af, wat probeer die skrywer regtig vir my sê? 'n Goeie speurder het 'n hele gereedskapskis, reg? Net so het jy verskillende maniere van lees. Gebruik skuimlees om vinnige idee te kry. Soek lees om daai een spesifieke feit, soos 'n datum, te vind. En dan deeglike lees wanneer jy regtig diep moet delf. Die geheim is om die regte stuk gereedskap vir die regte taak te gebruik. Goed, speurder, kom ons toets jou vaardighede. Kyk mooi na hierdie toneel. Wat is die bewyse? 1. Sy staar na 'n deur. 2. Daar is trane. So, wat sê hierdie leidrade vir jou? Wat gaan aan in haar hart? Jy het seker dadelik 'n antwoord in jou kop, né? Nee. Sien, daardie antwoord wat jy sopas gekry het. Dit, my vriend, is 'n inferensie. Jy het die bewyse uit die teks gevat, dit gemeng met alles wat jy oor mense en emosies weet en 'n slim gevolgtrekking gemaak. Dis presies hoe 'n speurder lees. Jy lees tussen die lyne. Ons het nou by die 3de sleutel aangekom, skryf en aanbieding. Hier is waar jy die argitek word. Jy gaan leer om met woorde te bou, om mense te oortuig, stories te vertel en jou gedagtes tydelik op papier te sit. Dis waar jy jou stem vind en dit gebruik. Wanneer jy skryf, is daar basies 2 hoofpaaie. Transaksionele skryfwerk, soos 'n formele brief, is soos 'n resep te volg. Dit het 'n praktiese doel en vaste reëls. Kreatiewe skryfwerk, soos 'n storie, is waar jy die chef is wat iets nuuts opdis. Weet net altyd wat jou doel is, want dit bepaal die reëls van die spel. Leestekens is die verkeersligte van jou skryfwerk. Hulle sê vir die leser, stop hier, wag 'n bietjie of hier kom iets belangriks. 'n Komma op die verkeerde plek kan 'n hele sin se betekenis verander. As jy hierdie 4 basiese tekens baas raak, verseker jy dat jou boodskap klokhelder oorkom. En nou vir die finale sleutel, taalstrukture en konvensies.
OK, moenie dat hierdie groot woorde jou afskrik nie. Dink hieraan as die engine-kamer van die taal. Dis die reëls wat alles laat werk. En as jy die reëls ken, kan jy die spel speel met absolute selfvertroue. Verlede, teenwoordig en toekomende tyd. Dit klink eenvoudig, né? Maar hier is die goue reël: wees konsekwent. Moenie in een sin van die verlede na die toekoms spring nie. Dit maak jou leser se kop deurmekaar. Kies 'n tyd vir jou storie en bly daarby. 'n Goeie skrywer se werk is nooit vervelig nie. En hoekom? Want hulle meng dit op. Moenie net stelsinne gebruik nie. Gooi 'n vraag in, gee 'n bevel, wys met 'n emosie met 'n uitroep. Deur jou sinne af te wissel, skep jy ritme en maak jy jou skryfwerk lewendig en interessant. En daar het jy dit. Die reis is voltooi. Jy het nou die 4 sleutels tot taalmeesterskap in jou sak. Jy het geleer om met selfvertroue te praat, soos 'n speurder te lees, met oortuiging te skryf en die reëls van die taal te bemeester. Jy het die gereedskap. So, net voor die groot uitdaging, hier is jou finale kontrolelys. Hou hierdie wenke byderhand. Dis jou laaste voorbereiding om seker te maak jy stap daai eksamenlokaal in, gereed om te wys wat in jou steek. En onthou, hierdie hele ding gaan oor soveel meer as net 'n punt op 'n rapport. Elke keer as jy iets skryf of sê, oefen jy om jou stem in die wêreld te gebruik. Dit is vaardighede wat jy vir die res van jou lewe gaan nodig kry. So, waarvoor wag jy? Die krag was nog altyd binne in jou. Jy is meer as gereed. Gaan nou en wys vir almal wat jy kan doen. Sterkte!